Ja, ek dink die gedagte vir ons hier is om te sê, ons wil 'n platform skep, 'n forum skep, waar ons regtig met mekaar kan netwerk oor relevante onderwerpe. So elke 6 weke bied ons hierdie platform aan, sodat ons professionele mense kan kry om saam met ons te gesels oor 'n onderwerp, en ons sal baie graag ook van julle wil terugvoer kry na Engela se aanbieding oor autisme vandag, oor wat is die volgende onderwerp waaraan ons kan aandag skenk. So ons besef gestremdheid is so wye veld, en dit sluit aan van Parkinson tot gehoorsgestremdheid, tot gedragsmoeilike uitvalle by kinders, en is 'n hele spektrum. So ons wil baie graag twee dinge bereik wanneer ons hierdie forum gesprek het. Die een is om te sê, netwerkgeleentheid met almal nasionaal, sodat ons van mekaar se kundigheid kan gebruik. En die tweede een is om te sê, kom ons bemagtig mekaar met inligting, sodat ons beter toegerus kan word om die mense daar buite wat ons nodig het te kan verstaan. Fanie de Tooy is ook 'n omroeper by RSG, en hy bied 'n program aan, Leefwêreld van die Gestremdes. En toe ek met mooi woorde kom oor mense met spesiale behoeftes, toe sê hy, nee, dit is mense met gestremdhede, want weet jy wat, die mense daar buite, die wêreld om hulle, maak hulle gestremd, want hulle laat hulle nie steek. So, vir ons is die gedagte dan vanoggend om te sê, kom ons maak dat hulle minder gestremd voel, en dat as ons onsself bemagtig, dit ook vir hulle 'n leefwêreld kan wees waar hulle kan aanpas. So voordat ons amptelik oorgee aan Engela, en ek wil voorstel aan julle, vergun my asseblief die geleentheid om net vinnig hierdie forumgesprek vir ons op 'n toepaslike wyse dan te open. Ek lees so mooi in Psalm 139, daar staan die volgende: Here, U deursoek my en U ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af, of ek op pad is en of ek gaan lê. Elke oomblik weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter. U hand van seën is op my. Dan hierdie gedeelte. U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar, ek weet dit al te goed. My bene was vir U sigbaar toe ek stilletjies gevorm is in die dieptes. U het my gesien voor ek gebore is. In U boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal voordat een van hulle daar was. Kosbaar is die gedagtes vir my, o God. Hoe onmeetlik is die totaal. As ek dit sou moes stel, sou hulle meer wees as sandkorrels. En wanneer ek daarmee klaar is, sal U, Here, nog by my wees. Hierdie gedeelte was vir my so mooi, omdat ek eendag 'n mamma hoor sê het, hoe in opstand sy was oor haar kind met gestremdheid, en wat spesiale behoeftes het, en hoe sy by die Here gaan aanklop het en gehuil het en gesê, Here, maar U sê my kind is volmaak, en sy lees Psalm 139, en sy sê sy kry die ervaring toe die Here sê, maar weet jy wat, vir die doel waarvoor ek jou kind geskaap het en geskep het, is hy perfek. En daar was 'n storie ook van 'n ou wat met hierdie kruik, pottebakkerskruik loop, en dan haal hy water ver en hy dra dit aan. Maar daar's krake in hierdie erdepot, en die een ou sit hom heeltyd so in dop hou, dag vir dag, hoe die water drup en mors langs die pad. En op 'n stadium kan hy dit nie meer hou nie, en hy sê van, hoorie, ek hou jou elke dag dop, en ek kan nie verstaan hoekom jy nie net hierdie erdepot reg maak nie. En hy sê toe vir hom, ek wou al en ek kon, maar ek het nie. Want soos ek loop, moet jy kyk, daar waar die water geval het, groei daar plante langs hierdie pad. 'n blommeryke, pragtige pad, wat as ek hierdie pot gaan regmaak, nie meer gaan bestaan nie. So mag dit ook 'n boodskap wees van, maak nie saak wie ons is en waarmee ons te doen kry nie, met gestremdheid en met spesiale behoeftes, ook in dit lê daar 'n rede voor. Kom ons sit net so, dan bid ons saam.
Vader God, baie dankie dat ons hierdie mooi geleentheid in die naam kan open. Dankie dat U elkeen van ons perfek geskape het, binne U wil, binne U doel, dalk nie volgens mense se standaarde nie. Maar Here, ons is ver van perfek af, selfs al dink ons is oulik. Dankie Here dat ons kan uitsien met verwagting ook eendag in die hemel, dat ons net volmaak sal wees. Terwyl ons dan hier leef, mag ons leef in die volheid met dit wat U vir ons gegee het. En mag ons die pad wat ons saam met ander stap, mag ons 'n klein bietjie ook vir hulle die pad makliker maak terwyl ons huis toe gaan. Baie dankie Here vir Engela, dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Dankie vir Helpende Hand se platform wat ons kan skep om ons gemeenskappe toe te ris. Ek bid dat U hierdie werk en ook hierdie forumvergadering vandag sal seën. Mag elkeen hier wegstap en verryk voel, omdat U ook in ons elkeen se harte ons aangeraak het. Aan U al die eer, Here, vir wie ons so bitterlik lief is. Amen. So dis dan nou vir my baie lekker om vir Engela aan julle voor te stel. Engela is vir my net Engela, so vandat ek haar die eerste keer ontmoet het, tot waar sy nou is, weet ek die sprankel en die borrel en die ongelooflike passie vir dit wat Engela doen. So Engela is meer as net 'n gewone arbeidsterapeut. Engela het in 2006 by Tikkies haar graad voltooi en ook sensoriese integrasie kwalifikasie het sy gedoen in 2017. Sy praktiseer ook in haar eie praktyk al van 2011 af. My eie kind was by haar toe hy in die kleuterskool was, en hulle het hom gesê hy kan nie knip nie. Ek was verskriklik ontsteld omdat hy nie kan knip nie, maar Engela het hom geleer knip want hy was so klein bietjie vroeg gebore. So Engela het ook in 2020 'n remedierende skool oop met 12 leerders. Tans is daar 115 leerders in hierdie skool. Sy doen ook in 2023 spel to communicate kursus, en ek dink dit gaan ook nogal uitkom in vandag se aanbieding. Engela is ook die mamma van twee baie pragtige twee kindertjies. Hulle het die 20ste Maart verjaar, Edgar en Lenies. Hulle is 6 jaar oud en hulle is ook baie vroeg gebore, en die pad wat Engela ook met hulle moet stap. En nou die dag toe ek met haar gesels, sy kom nou juist van die hospitaal af waar sy met hierdie kinders wat prematuur gebore is gewerk het. So Engela persoonlik en akademies dink ek dit maak jou die kundige om vandag ook hierdie baie moeilike onderwerp aan te spreek. En ek dink toe ek met Engela praat, sê sy as sy verwys na autisme en na kinders met autisme as kinders wat ook ongelooflik potensiaal het. En as ons dit met daardie bril daarna kyk, dan is dit goed, en dan kyk ons ook na iets anders. So, ek gaan nou vir Engela 'n geleentheid gee, daarna, na aanbieding, gaan ek ook dan vir julle 'n geleentheid gee vir vrae en antwoorde, wat ons kortliks sal hanteer, en daarna ook 'n netwerkgeleentheid. Okay, so jy klaar met jou maak. Kyk net gou of my iemand se klank is aan. Daar sê. Ja, ek kan dink, jy weet hoe gaan ander die is die klank, en jy loop die klank hoor. En die parkering. So, en dis so. Sy het dit gemeet. Goed, na die vraag en antwoord sessie, gaan ons dan ook 'n netwerkgeleentheid gee, ook vir ons professionele persone wat dalk net hulle self wil voorstel of aanbied, sodat as daar van ons inskakelaars is, of mense wat inskakel, om hulle ook te kontak. Goed, storie is uit. Baie welkom en dankie dat jy tyd maak vir ons. Ons gee oor aan jou. Dankie. Okay, en dan net waar is dit? Okay, so my eerste gedagte wat ek vandag met julle wil deel oor autisme is, moenie voor my loop nie, ek mag dalk nie volg nie. Moenie agter my loop nie, ek mag dalk nie lei nie. Loop net langs my en wees my vriend en weet, daar is soveel meer in my as wat jy kan sien. So voor ek nou verder kan uitbrei oor autisme, wil ek eers begin deur te sê dat autisme was altyd gesien as 'n kognitiewe gestremdheid. So as ons gedink het aan autisme, het ons gedink aan hoogfunksionerend, laagfunksionerend. So hoogfunksionerend het ons altyd gedink, okay, dis soos the good doctor of the accountant. Dis nou die mense wat Asperger het, wat as jy hulle nis vind, iets vind waarin hulle regtig goed is,
kan hulle floreer, maar dan sosiaal sukkel hulle en verder in die wêreld gaan dit nie met hulle so goed nie. Maar toe na baie navorsing het hulle agtergekom dat autisme is eintlik nie 'n kognitiewe gestremdheid nie. Dit is 'n motoriese gestremdheid. So hierdie pad wat ek gestap het hierdie laaste 2 jaar oor autisme het regtig my wêreld verander en ek hoop vandag om vir julle 'n brokkie te wys en te kan deel met wat eintlik binne in ons autistiese kinders en volwassenes sit en wat se werklike potensiaal hulle het. So ons kinders op die spektrum het eintlik 'n brein-lyf diskonneksie. So in Engels sê dit so mooi, hulle sê it's a brain-body disconnect. Want ons het altyd gedink die kinders het nie vermoë om te kommunikeer en hulle lyf te beheer nie, maar eintlik het hulle die vermoë, dis die motories wat hulle nie steek laat. So om dit beter te verduidelik, gaan ons eers kyk na die taalgedeeltes van die brein. So die eerste gedeelte van jou brein waaroor ons oor gesels, is jou vernix area. So dis in jou temporale parietale breinlob en dit behels die verstaan van die gesproke taal. Met ander woorde om dit kan sin maak uit wat jy hoor. Dan die tweede deel wat belangrik is die Broca area. So dis in jou linker hemisfeer en dit word geassosieer met jou spraakproduksie en artikulasie van die woorde. Dan het jy jou motorkorteks. So dis jou primêre motorkorteks, dit beheer die uitvoering van bewegings, jou premotorkorteks wat vir motorbeheer is en dan jou supplementêre motorkorteks wat die beplanning van die brein is. So basies wat gebeur? Iemand gee vir jou 'n instruksie. Ons kan iets eenvoudig vat, soos iemand sê vir jou, sê asseblief vir my kat. Goed, jou vernix area moet kan sin maak, okay, dis wat ek gehoor het, die persoon leer moet kat sê. Dan beweeg dit oor na Broca toe en daai deel van jou brein is waar artikulasie plaasvind. So dan moet jy dink, okay, en dit maak kat. Dan word die boodskap oorgestuur na die middeldeel van jou brein waar die motorkorteks is. En binne die motorkorteks is daar die homunculus. Op universiteit het ons altyd vreeslik daar gelag die homunculus, maar dis die homunculus. So wat amazing is van die brein en hoe die Here dit geskaap het, is dat elke deel van jou brein beheer 'n spesifieke deel van jou lyf. En 70% van die motoriese funksie alleen is jou hand en jou mond. So wat gebeur nou met ons kinders op die spektrum? Ons het altyd gedink, die probleem lê tussen die werkingsarea en die Broca area. So, hulle kan nie ordentlik prosesseer nie, hulle kan nie reg sin maak uit wat hulle hoor nie. Daarom gebeur artikulasie nie en die praat en die skryf gebeur nie. Maar nou besef ons dat eintlik hulle kan sin maak uit wat hulle hoor, die artikulasie gebeur, die boodskap gaan na die middeldeur, na die homunculus van die brein toe. En daar is eintlik eers waar die probleem is. Die kommunikasie tussen die brein en die hand en tussen die brein en die mond is die probleem. So, ons kinders op 'n spektrum het ernstige motoriese beplanningsprobleme. So ja, daar's baie kinders daar buite normaal funksionerende kinders wat ook met beplanningsprobleme het, maar net op 'n mindere mate. So wat is motoriese beplanning? So daar moet 3 stappe in jou brein gebeur. Eers moet jy dink, wat moet ek doen? Dan, hoe moet ek dit doen? Wat is die stappe wat moet gebeur? Dan moet ek weet, okay, so waar moet ek begin? Wat is stapie 1? So kinders met dyspraksia weet wat om te doen, hulle weet hoe om dit te doen, maar hulle kan nie 'n idee vorm van waar om te begin nie. En daarom is die korrekte uitvoering nie daar nie. Stel met apraksia. As iemand vir jou 'n vraag vra, en dis baie hartseer, want die kinders weet hoe om jou te antwoord, hulle weet wat om jou te antwoord, maar hulle het nie die korrekte spraak produsering wat dan gebeur nie. So mens kry 4 tipiese motoriese aksies. Jy kry doelgerigte, vrywillige aksies. Dis nou goeie beplanningsvaardighede. Dan gebeur daar 'n deurlopende terugvoersirkel in jou brein. So sê net vir 'n voorbeeld, daar staan 'n lekker warm koppie koffie langs jou. Jy kry al die sensoriese stimuli in jou brein wat vir jou sê, dit ruik lekker, dit lyk lekker, en as ek dit drink, behoort ek beter te kan luister vir Engels, ek beter 'n slukkie vat van my koffie, dan gaan ek beter luister. Al daai stimuli gaan na jou brein toe, jou brein kan bepaal, okay, dit sal goed wees om my, kom ons vat 'n slukkie, ek stuur my hand na die koppie toe, en ek kan 'n slukkie neem. Dit is 'n doelgerigte aksie. So meeste normaal funksionerende mense het goeie doelgerigte aksies.
Maar dan kry mens beskermende, onwillekeurige aksies. En dit is nou waar ons maatjies op die spektrum en volwassenes op die spektrum vasgevang is. Hulle het impulsiewe, onbeplande bewegings. So ons sien altyd die maatjies op die spektrum wat nie luister nie en buite beheer is en rondhardloop en nie hulle self kan beheer nie. Maar daai bewegings is 'n impulsiewe, onbeplande beweging. Dis nie eintlik wat hulle wil doen nie. Dan kry jy jou outomatiese reaksiepatrone gewoonte. So dit het baie te doen met spiergeheue. So dis dinge soos om op 'n fiets te ry. Dit kom outomaties. Vir ons om te kan skryf. As jy skryf, jy hoef nie meer te dink hoe om die A te maak of hoe om die B te maak nie. Dit gebeur outomaties, want dit is 'n outomatiese patroon wat jy geleer het. Baie keer sal ek in my kar klim en ek ry huis toe, en as ek huis kom en ek dink, hoe het ek hier gekom? Want dit is 'n outomatiese ding wat gebeur. Dis iets wat jy kan doen sonder om nader aan daar te dink. Ons kan outomaties praat. Jy hoef nie meer te dink hoe om te artikuleer nie. Jy kan outomaties skryf. Meeste van ons kan outomaties tik sonder om te kyk. Ek byvoorbeeld nie, maar meeste mense kan. So dis 'n outomatiese beweging wat aangeleer word. Waar vir ons kinders op die spektrum is dit besonder moeilik, want hulle is vasgevang in impulsiewe, onbeplande beweging. Daarom is dit vir hulle moeilik om 'n outomatiese patroon te leer. So nou probeer ons baie van die autistiese kinders wat tans nog in gewone skole is, ons probeer hulle leer om te lees en leer om te skryf en leer om te praat, maar dit is vir hulle soveel moeiliker om daai patrone aan te leer. So, kan jy jouself indink? Jy sit in jou kar, jy wil uitklim, maar dit maak nie saak hoe hard jy lyf praat nie, jy bly net daar sit. Kan jy vir jouself indink hoe frustrerend dit moet wees? Om so opgewonde te raak as iemand vir jou 'n vraag vra wat jy die antwoord van ken, maar in plaas van om dit te sê, dan is jy op en af van jou hardloop rond. So daar is so baie kinders en volwassenes met autisme daar buite wat daagliks met soortgelyke situasies gekonfronteer word, want hulle het nie beheer oor hulle lyf nie. So ons dink hulle wil nie luister nie, ons dink hulle wil nie deelneem nie, ons dink hulle wil nie 'n opdrag uitvoer nie, maar hulle weet eintlik wat om te doen, hulle het nie beheer om dit te doen nie. En dan sien ons baie angstigheid, baie depressiewe kinders, moeilike kinders, kinders wat moeilik beheerbaar is. Want as jy jouself nie vir 'n oomblik in 'n kind se skoene moet sit, wat so graag as hulle vir hulle vra, wat se kleur is dit, so graag vir jou wil sê is blou, en al wat hulle doen is hulle klap jou. Net jouself vir 'n oomblik in daai kind se skoene moet sit, hoe moeilik dit vir hulle moet wees, sal ek ook angstig wees. Ek sal ook emosioneel onstabiel wees. So, hierdie is nou 'n Engelse iets wat 'n kind vir my gesê het, ek is jammer is in Engels, maar ek kan net sy woorde in Afrikaans vir julle sit nie. Dit het net nie dieselfde ding nie. So, hierdie is Akka. Nou, hy was een van die eerste autistiese kinders wat toe ek my staat kommunikatieheid gedoen het, wat ek nou meer oor self, wat ek ontmoet het. En hy sê, I have a super smart brain and a super silly body. My brain knows exactly what it wants to say and do, but my body just won't do it. Some people interpret my behavior as how my brain thinks, and this is so hurtful, as people then assume I'm stupid, as my body does stupid things. I'm so much more than meets the eye. So Akka was die eerste kind wat absoluut my wêreld verander het. Ek het gegaan om te kyk hoe ek stap te kommunikeer en hy het ingekom, hy het op my kom sit, hy het my hare getrek, hy het op my gespoeg en ek het gedink, okay, hierdie kind kan nie ook kommunikeer nie, okay. en ek gaan sit saam met die terapeut wat hom gewerk het, op die borde wat ek nou oor sal praat, en hy het vir my gesê, Hallo Engela, my name is Akka, sorry that I pulled your hair, I didn't mean to, thank you for coming to meet me today. En van toe af het my hele wêreld oor autisme verander. So ons autisme gemeenskap is eintlik baie wyd. En hulle kan nie in 'n boksie geplaas word. En dis wat ek vandag by julle wil probeer tuis kry, dat ons kinders op die spektrum, ons het altyd, jy weet die kinders wat nie verbaal is, die wat nie kan praat nie. Hulle word makliker gediagnoseer met autisme, dan kry jy jou kinders wat minimale praters is, so hulle kan praat, maar hulle
is net minimale woorde. Met baie spraakterapie kom hulle op 'n punt waar hulle bietjie kan kommunikeer. Maar dan is daar 'n hele groep kinders wat ons noem hulle nou onbetroubare sprekers. So ek wil julle vertel van 'n seentjie, ek hoop sy mamma het dit gemaak, want ek wil graag haar en julle voorstel later, is Karin, ja. So, my journey het begin met Lian Erasmus. So, Lian Erasmus is 'n kind wat in my skool is, ek raak met terapie vir jare, en ek en sy ma het bly sê, daar's meer aan hom as wat ons kan sê, maar hy kan praat. So Lian kan gesels, Lian kan kommunikeer, maar wat hy sê is nie die regte ding nie. So ons het, hy kan, as jy vir hom vra hoe gaan dit, dan sê hy vir jou, goed. Klink dit julle bekend, hoe was jou dag? Goed. Maar dis al wat gebeur, dis al wat ons op die ouene uit hom uitkry. So hy was gediagnoseer met dysleksia, ADHD, al wat 'n angsaanvalle gekry, was so angstige kind. Hy was op klomp verskillende tipes medikasie. Toe op die ouende, toe gaan sy ma met hom na dokter Ribeiro toe in Pretoria. Sy is 'n ontwikkelingspediater. So ons sal haar besonderhede ook vir julle deurstuur. Hoe bedoel jy? Ek weet eintlik wat. So ons sal, aan die einde sal ek dokter Ribeiro se informasie vir julle deurstuur. En sy het hom toe vir my gediagnoseer met autisme. En die dag toe hy terugkom by my praktyk, het ek nog die mamma so gekyk vir Karin, vir sê, "Sjoe, dis wel interessant, want hy kan praat." Waar ons is so geneig om te dink, dis net die kinders wat minimale spraak het, of glad praat nie. Toe het ons met hom begin werk, en toe het ons deur die pad gegaan om op speltecommunicate uit te kom. So, daar's verskillende opsies vir kommunikasie. Spraak en spraakterapie is altyd jou eerste plek om te begin met die kinders, maar dan kan mens ook vir hulle gebaretaal leer, mens kan hulle leer om te tik, of mens kan alternatiewe, augmentatiewe kommunikasie met hulle doen. En dis nou waar speltecommunicate inkom. So, speltecommunicate leer ons die individue met swak metodiese beheer om meer doelgerigte metodiese vaardighede op te bou, sodat hulle na die korrekte letters kan wys as 'n vorm van kommunikasie. So, ons kinders het die kognitiewe vermoë. Die woorde is daar binne, hulle het net nie beheer nie. So, al wat ons doen, is ons het die kortste pad gekies om hulle te help om beter beheer oor hulle lyf te kry, sodat daar beter kommunikasie kan wees. Sodat ons doel is om sinkronisasie te kry tussen die kognitiewe denke en die metodiese uiting. Want daar is duisende kinders daar buite wat vasgevang is in hulle lyfies, wat eintlik baie meer te sê het as wat by hulle uitkom, as wat hulle geskryf kry. En die oomblik, as mens nou die integrasie van die kognitiewe en die metodiese vaardighede het, dan het mens beter regulasie. Want nog 'n verlore skakel in hierdie ketting is sensoriese regulasie. So, kinders op die spektrum het gewoonlik sensoriese prosesseringsdisfunksie. So ek seker meeste van julle het al van daai term gehoor. Daar's baie kinders daar buite wat prosesseringsdisfunksie het, maar die kinders op die spektrum se prosessering is net soveel slegter as kinders wat net gewone normaal funksionerende kinders is. So wat dit beteken, so ons doen met hulle sensoriese integrasie arbeidterapie, want dit help met regulasie, want daar sonder kan effektiewe kommunikasie en leer nie gebeur nie. So nou, wat is sensoriese integrasie en regulasie dan nou? So eerste, wat met 'n kind moet gebeur? Hulle moet registreer dat iets actually om hulle aangaan. So altyd as ek terugvoer doen met ouers, dan probeer ek dit so vir hulle verduidelik. As daar 3 kinders langs mekaar in die klas sit en daar vlieg 'n voeltjie verby die venster. Okay. 2 van die 3 kinders sal opkyk. Die een kind sal nie eers agterkom daar het 'n voeltjie verby gevlieg nie. So dis jou kind wat nie eers registreer iets gebeur met hulle nie. So baie keer is dit jou kinders, baie van die kinders op die spektrum registreer nie eers iets gebeur om hulle nie. Daarom sê ons baie keer, hulle is vasgevang in hulle eie wêreld. Dan het jy die kind wat
gesien het tot 'n voeltjie, maar wat homself kan moduleer. Wat beteken hy kan sy eie aandag terugbring en aangaan met wat hy doen. Ek sê altyd, tegnologie is net goed as dit werk, die tyd werk nie, maar gelukkig het ek amazing mense. Okay, so 'n kind moet eers kan registreer, daar is iets wat om hom gebeur. Dan moet jy kan die inligting prosesseer. So jy het nou iets geruik of gesien of gehoor, so jy moet nou eers jou brein kan prosesseer wat met hom gebeur het. Wat is besig met jou te gebeur? Wat hoor jy, wat sien jy? Wat se opdrag het iemand vir jou gegee? En dan is hier die belangrike deel. Dan het mens regulasie. So as 'n kind gereguleer is, kan hulle kalm en ontvanklik aangaan en dan op die ou einde die regte reaksie gee. Maar wat gebeur nou met kinders in prosesseringsdisfunksie? Wat gebeur met hierdie maats op die spektrum wat ons dink net nie hulle self kan beheer nie of net 'n emosionele ineenstorting het? Ons kinders se plafonne is te laag. So almal van ons het 'n plafon. Ons kan almal goed hanteer tot op 'n punt. Maar dan as dit vir ons te veel is, dan ooreageer ons ook. Dan is ons ook emosioneel daaroor. Maar ons maatjies op die spektrum se plafon is hieronder. En dis die hardste ding. Dinge ontstel hulle te vinnig. Hulle kom te vinnig by 'n punt waar hulle nie hulle self emosioneel en sensories kan beheer en dan hulle sensoriese oorlading en dan kan hulle nie funksioneer nie. So dan kry jy emosionele ineenstortings. So as 'n kind nie gereguleer is nie, kan hulle nie die verlangde reaksie gee nie. So nou kom ons by wat kan ons doen? So hier's net 'n paar wenke wat jy aan kan dink as jy 'n kind in jou praktyk het of 'n kind in jou selgroep het of selfs nie by 'n speelarea is met jou kind en jy kan sien 'n ander kind is nie okay nie. Dat jy kan dink, miskien is die kind net sensories oorlaai. Ek het so baie kinders in my praktyk, dan vat die mammas hulle na Spurs speelarea toe. Ons almal doen dit. Dan kan ek dan net lekker eet en 'n glasie wyn drink en my kinders kan speel. Maar vir die mammas met 'n kind op die spektrum is dit 'n moeilike plek om heen te gaan. Want ons kinders word sensories te vinnig oorlaai. So as ons eers net kyk na die visuele stelsel. So onthou, hulle plafon is laer as wat dit moet wees. Dit vat minder input om hulle te kry om te ooreageer. So onderwysers, mammas met slaapkamers, terapeute met lokale, spelterapeute, sielkundiges, dink oor hoe jou omgewing lyk. Dat dit rustig is en nie oorweldigend is nie. So ons dink, dis mooi kleurvol, dis lekker, dis mooi vir die kinders, maar vir 'n kind op die spektrum maak dit dat hulle emosionele ineenstortings het net oor te veel visuele input. So iets eenvoudig in 'n klaskamer is as die bord aan die voorkant is, in plaas van om jou alfabet en die dae van die week en alles om jou bord te plak dit net op die agterkant van jou klas. Want dan is wat die kind op moet fokus, nie visueel so oorweldig nie. En dan kan hulle dalk fokus op wat hulle veronderstel is om te leer. As ons dink aan die auditiewe sintuig, so daar is goed wat mens noem geraasdempende oorfone. Dit werk soos 'n bom by ons remedierende skool. As jy 'n mamma ken met 'n kind wat auditief baie sensitief is, wat altyd hulle ore toedruk, en as jy by 'n speelgrond kom en jou kinders is besig om rond te hardloop en te skree en daar's 'n maatjie wat met hulle hande in hulle ore sit, gaan na die mamma toe en sê ek is jammer, ek sal my kinders vra om 'n bietjie sagter te wees. Want daai kind is net auditief sensitief en dan volg daai emosionele ineenstorting en dan is die hele gesin nie okay die res van die dag nie. So 'n goeie manier of 'n maklike ding om te doen is om 'n stil hoekie te hê, 'n speeltent. Dat as jy self by jou huis het of 'n braai by jou huis het en jy weet ons kinders wat sensitief is en om vir mense in jou praktyk en mammas te leer om hulle kinders te leer dat as die lawaai vir hulle te erg is, mag jy in die stil hoekie gaan sit. As ons in die samelewing dit minder 'n ding maak van as 'n kind besig is om oorlaai te word, hulle self verwyder uit die situasie uit, gaan dit met die kinders soveel beter gaan. En selfs net kinders wat andersins prosesseringsprobleme het.
ons net die woord kan versprei en mense kan bewus maak dat daar so baie meer kinders is met hierdie probleme en dat dit okay is as 'n kind nie bietjie weg wil wees van die maatjies af. En ons as geneig, ja, gaan speel met die maatjies, dis lekker, daar is die springkasteel, ons is nou hier vir die partytjie en dat dit actually as 'n kind nodig het om in die stilhoekie te gaan sit, dat dit okay is. Dan die volgende sintuig wat ek graag wil gesels is die reuksintuig. So in my praktyk kry ek dit geweldig baie. Dat kinders op die spektrum of kinders wat net prosesseringsprobleme het, nie verskeie dinge wil eet nie. En baie van dit het uit te waai met hoe dit ruik. So as jy 'n kind in jou praktyk het of weet van 'n mamma wat sukkel om haar kind te kry of verskillende goed te eet, begin mens net eers met die gaarmaakproses, dat die kinders nie te naby is as jy kos gaar maak nie, want dit ruik ook vreeslik. Parfuum spuit in 'n kar kan vir 'n kind op 'n spektrum 'n oorweldigende ding wees en sy plafon is bereik en dan tot sy emosionele ineenstorting. Dink aan watter waspoeier jy gebruik, wat se systof jy gebruik, as dit te veel na blomme ruik, dan is dit ook vir hulle oorweldigend. So as jy 'n kind in die praktyk het en net jou parfuum is klaar vir die kind reg. As ek in die oggend na die MSU ry in die queue om daar te gaan werk, dan sit ek glad nie parfuum aan nie. Want vir daai klein babatjies is daai reuk absoluut oorweldigend. So ons moet daar dink, mens nooi mense na jou huis toe kom kuier of self toe gaan om te kom braai en jy weet hulle kinders op die spektrum, moenie jou reukbeerder aansit of ons baie fancy goed wat lekker reuk in die lug instuur nie. Wees meer bedagsaam teenoor reuke. Dan oraal, mens kry ongelooflik baie kinders wat tekstuursensitief is wat kos aanbetref. So daar is terapeute, mens noem hulle SOS terapeute. So as jy van 'n kind weet of 'n kind in jou omgewing is wat regtig sukkel om te eet, kry hulle uit by SOS voedingsterapeut wat regtig kan help. Ek het eendag 'n kind in my praktyk gehad wat vir my gesê het, Tannie, as ek 'n ertjie byt, dan voel dit vir my asof ek vlees se koppe stikken byt. En van toe het ek nog nooit vir dieselfde gekyk na 'n ertjie nie. Want ons verwag dat kinders moet net eet. En ons het in 'n era groot geword waar jy nie pudding gekry het en jou groente geëet het nie. Maar nou sit ons met baie meer sensitiewe kinders. En as jy dink aan hoe 'n wortel lyk en hoe 'n wortel proe, dis twee verskillende goed en hoe die tekstuur in jou mond dan is. Dan as ons kyk na die tassintuig, so iets wat ook 'n groot ding is baie kinders op die spektrum en met prosesseringsdisfunksie oor die algemeen, se naad in hulle kouse pla hulle klere pla hulle, labels pla hulle. So terapeute daar, en julle sal weet, en daar is naadlose kouse en onderklere beskikbaar, wat jy net hierdie kind se wêreld van kan makliker maak. So ons almal kan al hierdie goed hanteer tot op 'n punt. Maar die kinders op die spektrum se plafon is baie laag. So as ons kan help, ek sê altyd 'n kind lyk soos 'n emmer, en as daai emmer vol is, dan het ons moeilikheid. So as jy klein veranderinge kan maak en mense in jou praktyk, mense in jou gemeenskap, mense by jou kerk wat seker sensitiewe kinders het, hulle kan bemagtig deur hulle te help om te weet, as jy net bietjie van hierdie sensoriese oorlaading van die kinders minder maak, gaan ons minder emosionele ineenstorting sê op die ou. Dan wat kan ons dan nog doen? So dan sal nog 3 sintuie wat bietjie meer onbekend is. Soos dit nou gepraat het, hoor, sien, voel, vat en proe wat ons almal ken, maar dan is daar jou proprioseptiewe stelsel, propriosepsie. So hierdie, toe ons geswat het, laat het ons gesê, dis die gom wat die kinders aan mekaar plak. So in jou spiere en in jou gewrigte het jy reseptore wat konstant 'n boodskap na jou brein stuur, wat heeltyd vir jou sê, waar's goed ten opsigte van mekaar. Nou daai stelsel by meeste van ons kinders op die spektrum werk nie effektief nie. Want hulle druk, en hoe jy dit byvoorbeeld kan sien, is hulle druk baie hard as hulle moet inklee, hulle druk hard as hulle moet bou, mens sien dit in omruilings in die skool, hulle is baie keer geneig om maatjies seer te maak. Dan kom hulle in my praktyk in, en dan wil die skool hulle uitskop, want hulle maak die maatjies seer, en dan is dit eintlik net omdat hierdie kinders nie verstaan hoe hard is dit besig om hierdie te doen nie. Dis nie dat hulle die maats wil seermaak nie, maar hulle weet nie hoe hard om dit te doen nie. So sulke kinders, en soos die wat lomp is en geneig is om in alles vas te hardloop, sulke maatjies het diep druk nodig. So goed soos muuropdrukke, wat jy die kinders, en jy kan dit in jou klas doen, jy kan met jou kinders by die huis, of as jy betrokke is by 'n kerkgroep en julle doen
kinderkerk, dat hulle teen die muur staan en opdrukke, push-ups teen die muur doen, dat hulle kan kry om te kalmeer. Mens kan komberse en sagte speelgoed vat en net bietjie swaar maak vir hulle. So weer eens, as jy iemand ken in 'n gemeenskap wat sulke sensitief is, laat hulle gunsteling teddybeer vat, maak karboude oop en sit daai bondjies in en werk dit weer vat. Want as 'n kind met hulle gunsteling speelding in 'n geval rondloop die hele dag en hy het gewig, dan help dit om hulle te grond. Dit help dat hulle minder gedereguleer word, dat hulle nie so oorlaai word nie. Dan as jy met jou kinders in die kar ry of kinders in 'n klas sit en hulle is baie besig, kan hulle met skouspelde speel of pypskoonmakers. Hulle kan sit met rakkies speel of met stresballetjies. Want ek weet daar was 'n fase wat die kinders deur hierdie fidget spinners gegaan het. En dit was absoluut belaglik, maar dit het almal geïrriteer. Maar iets om met 'n kar in jou hand van 'n terapeutiese oogpunt af kan so baie vir hulle beteken. So ek in my praktyk gebruik het en ons skool gebruik ons dit as ek met 'n kind op die stensels werk en werk na oop kommunikasie toe, gee ons vir hulle iets om hulle hande mee besig te hou. Want as jy sit met 'n skouspeld oop en toemaak, net vir hulle wys in my boks sit en agtergebly. So vir 'n kind om eenvoudig net te sit en met 'n wasgoedpennetjie te druk. Elke keer as hulle hom druk, gaan daar 'n impuls deur die hand na die brein toe wat 'n kalmerende effek op die kinders kan hê. Vir 'n kind om met 'n rakkie te sit en speel of 'n pypskoonmaker te sit en buig. Dit sal nie die juffrou irriteer nie, dit gaan jou nie in die kar irriteer nie, maar dit gaan die kind help om gegrond te wees. So as ons ons denkwyse verander van kinders moet stil sy, kinders mag nie beweeg nie en hulle net baie keer bietjie meer bemagtig, bietjie meer diep druk deur alle reseptore by hulle brein uit te kry, kan hulle soveel beter fokus en soveel beter funksioneer. En dan help dit die kinders op die spektrum om minder emosionele ineenstortings te doen. Dan die volgende sintuig wat ek oor wil gesels is jou vestibulêre stelsel. So in jou ore het jy 3 kanale en daai kanale sê vir jou waar is jy in die wêreld. So ek nou gesê van tegnologie wat nie vir my so wonderlik is nie. Nog 'n probleem met tegnologie is ons kinders kyk te veel televisie. Hulle speel op die iPad, hulle speel op die fone en ons kinders op die spektrum soveel meer as ons normale kinders. Want dis 'n manier om hulle te kry om rustig en stil te wees. En dan beweeg hulle nie genoeg nie. So ek dink regtig dis 'n groot ding wat bygedra het totdat daar so baie kinders oor die algemeen is wat agterstande het omdat hulle nie meer beweeg nie. So as kinders nie genoeg beweeg nie, dan kry die kanale in die ore nie reg stimulasie nie en dan kan hulle brein nie optimaal funksioneer en groei nie. So as ek praat van sensoriese prosesering, dan praat ek altyd van die Winnie the Pooh karakters. So as jy dink aan Winnie the Pooh, hy kon 'n plan maak, hy was rustig, hy weet hoe om by sy heuning uit te kom. Maar dan het jy vir Tiger wat jou bouncy ball is. So jou tigers kom baie keer vinniger by terapie uit en word vinniger gediagnoseer want hulle is die besige ouetjies. Maar dan kry jy jou piglets, jou angstige kinders. En dit was soos Leon Erasmus wat ons gedink het is net angstig. En op die ou einde was hy op die spektrum. En dan kry jy jou Eeyore, dis jou stadige maatjies, jou stadige prosesseringsmaatjies. So as jy kinders in jou praktyk het of in jou skool of in jou gemeenskap en jy sien hierdie tiger maatjie of Eeyore maatjie, dan weet, hulle beweeg te min, hulle het meer beweeg. En as jy jou eie kind het wat bietjie besig is, laat hulle swaai. Jy koop nou so maklik, sommer 'n spandex swaai by Play of op Takealot en dan leef hom by jou huis af. So moedig die mense in jou gemeenskap aan, iemand wat 'n kind op die spektrum het, dat hulle moet meer swaai, meer trampolien spring, meer glyplank ry, meer fietsry, hardloop en bal speel. En wat goed werk in 'n klaskamer is dat as jy vir kinders bewegingsbreuke gee. Dit doen absolute wondere met ons remediërende skool waar ons regtig baie kinders op die spektrum het. As mense na 20 minute net 'n geleentheid gee om op te staan en bietjie diep druk te doen en beweging te doen en massering te doen, dan re-trigger jy net die brein dat hulle weer kan fokus en weer kan kom in plaas van om net te raas. En dan die laaste sintuig wat ek oor wil gesels is introsepsie. So dit is jou interne bewustheid van hoe jy voel, of jy honger is, of dors, of hartseer of kwaad is. So nou die probleem met ons maatjies op die spektrum
'n kind met prosesseringsdisfunksie is hulle kom nooit by ordentlike introsepsie uit nie, want hulle emmer is leeg. So ons moet probeer om daai emmers vol te kry, om hulle kan beter bewus wees van hoe hulle voel. So as 'n kind beter kan reguleer, kan die sielkundiges en die spelterapeute hulle werk soveel beter doen. Hulle kan soveel makliker by die emosionele probleem uitkom, want 'n kind is gereguleer. En ons kinders op die spektrum, as hulle gereguleer is, dan kan hulle beter by stilsit uitkom en actually werk. So my afsluitingsgedagte is, as jy werk met 'n neurodiverse kind, onthou asseblief, daar is soveel meer aan hulle as wat jy kan sien. So praat asseblief met hulle, dieselfde as wat jy met 'n normale ontwikkelende kind sou gepraat het. Want daar binne in daai stil kind wat nie kan praat nie, minimale woorde het, rondhardloop, jou hare trek, is daar 'n kind daar binne wat kognitief eintlik heeltemal verby enigiets is wat ons kan dink. In Engels sê dit altyd so mooi, always presume competency. So al het jy alles vergeet wat ek vandag gesê het, en jy kan net onthou, as jy te doen het met 'n kind op die spektrum, aanvaar eerder en dink eerder hulle is slimmer as wat hulle is. En jy gaan verbaas wat jy kan uitkry. So daar is so baie kinders en volwassenes op die spektrum, en hulle verdien jou tyd. So gee dit vir hulle. Stop en praat met hulle. Acknowledge hulle. Jy sal verbaas wees wat se reaksie jy sal kry uit 'n kind op die spektrum, as jy net stop en sê, en met hulle normaal praat, en nie praat asof hulle baas is nie. Een van die nie-verbale autistiese kinders wat ek mee gewerk het, vir my gesê, uit het my uitgestel op die stengsels, ek luister altyd. Dan dink ek, ja, ons is so geneig en maklik, ons praat van kinders voor ander kinders, en 'n kind op die spektrum luister altyd. Daar is soveel meer aan hulle as wat ons sien. As julle meer wil weet oor spel te communicate, sal ons dit vir julle deel. Is al klaar vrae? Okay. Okay, ek het klaar. Okay. So, as ons praat van diepdrukbewegings, is dit goed soos dat die kind kan diepdruk toepas. Hulle kan teen mekaar staan en druk. Jy kan, wat die kinders baie van hou, is stresballetjies. So enige iets wat harde werk is diepdruk. So kinders kan, as hulle op 'n stoel sit, ek weet nie of julle kan sien nie, maar as jy jouself opdruk op jou arms, is dit diepdruk. So enige iets in 'n klaskamer, by die kerk, wanneer jy moet sonneskool aanbied, as jy sien 'n kind word gedereguleer, enige iets wat harde werk is, sal klassifiseer as diepdruk. Wat ook lekker werk met die kleintjies, is goed soos beertjieloop, paddaspring, in plaas van dat hulle van die een plek van die huis na die ander plek loop, mag hulle nie loop soos diere, want dit gee diepdruk. Dan nog vrae wat gekom het. Okay, so, ek gaan gou my fidget box met julle deel. So, wasgoedpennetjies, rekkies, pypskoonmakers, mens kry hierdie balletjies, hulle is baie lekker vir diepdruk, enige balletjie wat jy by Chinatown koop, wat jy diepdruk kan uitoefen. Wat ook lekker werk, is hierdie blokkies, wat almal het, elke juffrou dit in die klas, om vir 'n kind te sê, om los te maak, en weer terug te sit. Maar dit is harde werk, en jy moet druk om dit op te kry. Dan, wat ek baie van maak, wat baie van laat maak, nie self stuk nie, is 'n marble maze. Ek wens ek kon so mooi stuk. Dat, want as hulle dit daar binne is 'n balletjie, en is gestik, en die balletjie kan beweeg van die een kant na die ander kant. So, ek verstaan, fidget spinners is 'n no-no, maar om vir 'n kind hierdie te gee, in die klas, of in die kar, as jy op pad is na 'n kuier toe, of by 'n partytjie, en jy sê, kom sit gou by my, kom ons gaan met die balletjie deur die muis, dit kalmeer hulle. Dan het ons byvoorbeeld, wat ek nog van hou, is, wat een van my gunsteling goed is, ek het dit altyd in die handsak vir my eie kinders, so my eie kinders, omdat hulle so prematuur gebore is, het vir my seentjie baie ernstige sensoriese prosesering, so ek het altyd 'n papierskuif, 'n paperclip by my, want deur hom net oop en toe te buig, dit kalmeer my seentjie so vinnig, want ek kry die diepdruk deur die reseptore na sy brein toe. Okay. Goed, so daar's 'n vraag, iemand het gevra, kan 'n kind op die spektrum in 'n hoofstroomskool wees met terapie en hulp? Hy het nie spraakprobleme nie, net sensories sensitief. Ek om 'n konsentrasie en opdragte uit. Hy is middelgraad R en hy is 6. So, ek
sê altyd 'n kind moet hou hulle in hoofstuk so lank as wat jy kan. Maar wanneer jy sien dat die skryf 'n groot probleem word en wanneer hulle emosioneel nie meer die mas opkom nie, wat jy hulle skryf na remediëre setting toe. So my praktyk, ons het 3 terapeute wat hier werk, ons diens Kruinsig Laerskool ook, so ons het 'n klomp maatjies daar wat ook op die spektrum is, wat ons die juffrouens geleer het, wat moet hulle doen in die klas, hoe om hulle te kyk, hoe om te kyk wanneer die emosionele ineenstorting op pad is. Want dis eintlik die belangrikste, want as jy kan leer om te kyk wanneer die kind op pad is na die emosionele instorting toe. Dit is die gat. En die juffrouens en meeste onderwyseresse daar buite is absoluut aanvanklik daarvoor. Want hulle wil die kinders help. Dis hoekom hulle onderwys geswat het. So as mense kan leer waarvoor om te kyk, laat hulle eers sien wanneer die emosionele instorting op pad is en dan vir die kind die geleentheid gee om bietjie buite te sit of om iets met die druk te gebruik. Okay, is dit al die vrae? Ja, okay. Daar was 'n vraag vir iemand gesê dat hulle is self op die spektrum, maar hulle geniet dit om na harde musiek te luister met noise cancelling earphones. Val dit meer onder stemming afdeling soos sensory seeking? Dit doen, maar dit is omdat jy as volwassene het op 'n punt gekom waar jy verstaan wat help jou om te reguleer. So it's a regulating mechanism. Dit is iets wat jy gebruik om jouself te moduleer. Ek sê altyd vir my mamma, as jy kan uitfigure wat help jou kind om te fokus, dan laat hy dit doen. Solank dit aanvaarbaar is in die samelewing, want dis nie stemming nie. Well done girl, jy het geleer om jouself te reguleer. Dis amazing. Baie goeie hulpbronne wat aangegee word. Verband tussen autisme en grade van gehoorverlies en totale gehoorverlies. Ja. So daar's definitief, so ek werk saam met Nikki Jansen van Rensburg, sy is 'n spraakterapeut en audioloog, ek en sy het saam die skool begin, en sy praat altyd oor, daar's 'n absolute skakel tussen gehoorverlies en autisme op die ou einde. En as jy dink, jy het al 8 jou sintuie nodig om gestimuleer te wees, sodat jy kan gereguleer wees en jou brein optimaal kan ontwikkel. So kinders met gehoorverlies, daar's een hele stelsel wat nie reg werk nie. So dit kan bydra tot autisme op die ou einde. Maar wat 'n baie hartseer realiteit is, en dit is raar net, omdat ek nou op pad gestap het met premature kinders, is baie keer babas wat prematuur gebore is, wat in die ICU opeindig, is op die ou en autisties of ten minste sensoriese prosesseringsdisfunksie, omdat hulle te vinnig blootgestel is aan goed wat hulle nie aan blootgestel word nie. Okay, ek is ook in die boelyn, so graag 'n lys van hulpbronne wil hê. Okay, dis reg, ek sal vir julle 'n lys saamstel van waar julle goed kan koop, wat julle kan doen en waar julle kan hulp kry. En daar is al Starter Communicate Practitioners in die Kaap ook. Ja, so ons is nou 14 in Suid-Afrika, so dis baie nuut. Dis rarig nou onlangs, maar ek sal vir julle 'n lys saamstel van mense in julle area en waar julle kan kyk en waar julle kan opkry en waar julle goed kan koop. Okay. Lekker, dis maar anders in dogtertjies as seentjies. So daar was 'n vraag of autisme anders lyk in dogtertjies en seentjies. Dit hang regtig af en dis hoekom ek gesê het, mens kan nie autisme in 'n boksie sit nie. So die pediaters hier om my sal 'n kind eers na my toe stuur en sê, hulle wonder, ek moet 'n bietjie vir hulle kyk. So dit hang regtig af. Dit verskil nie so baie tussen die twee nie. Dit hang af hoe in hulle eie wêreld hulle vasgevang is. So as 'n kind klein na my toe verwys word, as dit enigiets onder 5 is, dan sê ek vir die pediater, dankie vir die verwysing, ek gaan eers werk met die kind. En ek sê vir die ouers, ons gaan eers in 'n pad stap en kyk, wat kan ons uit jou kind uitkry en hoe baie van die sensoriese dinge kan ons uitgesorteer kry, dat die kind optimaal kan funksioneer. So dit hang regtig af, hulle pas ongelukkig nie in 'n boksie nie. Enige ander, wat is die ideale ouderdom vir 'n, okay, dat is, so die ideale ouderdom vir 'n formele diagnostisering, hulle diagnoseer nie sommer voor 5, 6 nie, maar as jy dit vermoed, moet jy by 'n sensoriese integrasie ergosterapeut
Want regulasie is jou eerste punt. As jy eers die kinders kan kry om te reguleer en Jean Ayres wat SA ontwikkel het in die 70s, het dit eintlik spesiaal ontwikkel vir kinders om kinders te kry om beter te reguleer. Want as 'n kind kan beter reguleer, kan hy soveel beter leer. So, mens is geneig om te wonder oor 'n diagnose baie klein, maar nie voor 5 of 6 sal hulle regtig diagnoseer nie, maar as jy wonder en jy ken iemand of jy wil iemand verwys, 'n ontwikkelingspediater is die beste persoon. Ek sal vir julle 'n lys van hulle ook stuur. Ja, baie soos sê, van die beste ontwikkelingspediaters wat amazing is met kinders met autisme. Okay, is daar enige ander vrae? Het ek oor my tyd gegaan? O, gits. Skus, ek het nie gesien dat daar amper 12 toe nie. Enigiets anders? Kan kinders verbeter? Ja. So die kinders, okay, daar's 'n vraag wat hulle vra, kan kinders verbeter? Ons neuroloog sê die simptome kan verbeter. Dit kan. En dis net ek weer en dit is hoekom ek so opgewonde is oor autisme, want hulle verbeter. Die simptome word minder. Hoe meer jy met hulle werk met sensoriese integrasie, hoe hoër word die plafonne naderhand. As ek statistiese kommunikasie doen met die kinders, ons begin met groot stensels, min woordespel en die kinders leer, want hulle is eintlik ongelooflik intelligent. So hulle leer, soos hulle gaan leer hulle om hulle self beter te reguleer. En die simptome word definitief minder. En dis ook hoekom daar baie volwassenes is wat nou kan funksioneer, omdat dit al hoe minder geword het. Okay, is daar nog enige vrae? Okay, dit is nou allemaal, wacht, daar was nog een. Daai. Net weer op. Ag, sorry. Okay. Okay, so ek hoop regtig dat vandag julle insiggewend was en dat ek julle iewers kon leer. En asseblief, ek sal met my ons informasie met julle deel en julle help om te weet waar en by wie uit te kom. Engela, baie dankie. Ek wil net vinnig 'n laaste vraag vra en jy het dit heel waarskynlik in jou Mag nie hoor nie. kan jy hoor nie? Kan julle my hoor? Kan julle my nie hoor nie? Okay. Spesialiste. Bye. Dit net sê sy kan my hoor, Engela, kan julle my nie hoor nie? Ek kan nie hoor nie. Ja. Okay, so sê jy wil sê baie dankie. Dis 'n groot plesier. My hoor, miskien kan julle net vir my 'n aanduiding gee. Ja, dit is by Engela se IT span wat die fout is. Okay, ons sê Kan dit. julle hoor dit? Engela, opmerkings gehou. Die een is, jy het dit heel waarskynlik in jou aanbieding genoem, maar vir 'n onderwyser of enigiemand anders, as ek vermoed daar is sekere simptome of uitvalle en ek moet my kind gediagnoseer kry, oor is hy op die spektrum of nie. Wat is my eerste stap? Waarheen vat ek? Want nie een van ons kan diagnoses maak nie en dit is gevaarlik om net 'n diagnose te maak. Waarheen is my eerste stap? 'n Ontwikkelingspediater, 'n developmental pediatrician. Okay, goed. Ja. En hulle is seker redelik skaars, is hulle redelik algemeen, 'n dokter sou jou ook kan sê van waarheen om te verwys? Ja, so ek sal begin met my pediater en dan van daar af 'n ontwikkelingspediater kry. Ja, Goed. maar ek sal 'n lys vir julle saamstel wat ons dalk net kan uitstuur. Goed. Dankie vir dit, Engela. En dan weet ek jy het gesê toe ons begin het van 'n mamma, wat jy ook genooi het om in te skakel. Ek wonder of sy iets wou sê of wou ietsie deel. Sy het spesiaal ingeskakel. Kan ons jou aansit vir 'n bietjie vrae? Ja, seker. Ek hoop julle kan my mooi hoor. Ons kan jou hoor. Okay, ek sit op die strand, so ek hoop die wind is nie te erg nie. Dit was nou nodig vir jou om dit vir ons te sê. Ons is baie bly dat jy dit met ons deel. Yes, is julle Ek het net die naam nie gekry nie. Is Karin. Karin. Goed, ek Ja. wil gou vir enigiemand
Miskien kan jy so 'n klein stukkie, net so 'n minuut of wat vir ons deel oor die pad wat jy gestap het, net so 'n minuut en waar jy is en miskien is daar iemand wat net so klein bietjie met jou wil gesels, en net vir jou ietsie wou vra of jou naam net kry. Dit is so lekker om te weet partykeer mens stry nie die stryd alleen nie. So Karine, is daar iets van jou kant af wat jy met ons wil deel? Ja, nee, ek dink ons het 'n ongelooflike journey wat ons met Lian gestap het. Ek dink van omtrent die ouderdom van 3 af het ons begin agterkom. Daar's sekere dingetjies by Lian wat 'n mens maar optel. Hy's ook een van 'n tweeling. Ek dink as mense 'n tweeling het, dan sien 'n mens sulke goed baie vinnig geraak. En ja, ek dink ons was bevoorreg dat die Here altyd die regte mense op die regte tye op ons pad gestuur het. En ek dink dis waar Future Wings vir ons ingekom het en ons het 'n baie lang pad wat ons al met Engela in die span stap. En ja, Lian was ook in 'n normale hoofstroomskool, net soos wat Engela gesê het. Ek dink ons het vinnig begin agterkom dat Lian baie meer 'n 1-tot-1 aandag nodig het. Ons het vir Engela genader en gevra ja, het ons dalk om eerder na Future Wings te skuif. En ja, ek dink daar's waar die journey vir ons begin het. Ek dink vir enige mamma om elke tweede week ingeroep te word. Engela, dink ek was al so moeg vir my en my man se gesig gewees om te sê dis nog 'n probleem, daar's nog ietsie wat opgetel word, maar ek dink dit is met soveel sagkens en daar's soveel begrip en deernis van die span se kant af gewees dat ek het net altyd gesê daar's meer op Lian, daar's meer wat ons nie raak sien en ek weet dat dit wat alles buitekant is glad nie wat Lian in die binnekant was nie. En ons het 'n ongelooflike pediater wat oor ons pad gekom het, Dr. Izara. Sy het 'n absolute passie vir kinders wat in die autistiese spektrum is. Ons het haar genader en ja, sy het ons het 'n baie lang pad met haar gestap en ek dink vir die eerste keer in ons lewe het ons 'n diagnose op Lian gekry wat regtig reg was en al behandeling was elke keer aanpaar met hom gewees en so het ons op Spel to Communicate gekom en ek dink soos wat Engela sê, ek dink as 'n mens dit vir die eerste keer sien en dit die eerste keer jou kind se lewe en se wêreld verander, dan kan jy nie terugdraai nie. Jy kan nie sê kom ons stap die pad wat ons gestap het nie. Lian se lewe het in 'n kwessie van maande 360 grade omgedraai. Hy het 'n kind geword wat soos die Engela altyd net sê, hallo, môre gaan goed, het hy kind geraak wat homself kan express. Hy praat al vol sinne. Ja, dit is altyd nie die waarheid wat uit die mondjie uitkom nie, maar ons het al geleer wanneer Lian reliable en unreliable praat, maar net die feit dat Lian 'n middel gekry het om homself te help in die klasverband wanneer dit by assesserings en eksamens en daai tipe van goed kom om sy ware potensiaal te wys. En ek dink dit is waarvoor ek as 'n ouer gesoek het. Ek het nou uitgesoek om my kind se ware potensiaal te wys en dit is wat Spel to Communicate vir hom uitgebring het. As hy meltdowns kry, kan hy vir my sê wat is fout. As dinge nie lekker is in sy gemoed nie, kan Lian vir my sê wat fout. En ons kon dit nooit in die voorheen gehad hê. En deur daai klein goedjies te verander in Lian se lewe, het dit gemaak dat ek regtig my kind teruggekry het. Ek het 'n kind gekry wat gelukkig is in homself. En ja, hy's ook maar 'n normale kind wat normale dinge doen. Maar ek het 'n kind wat lief is vir homself. Hy het homself gevind. Dit is ongelooflik om Lian se self-confidence te sien wat dit saam met dit bring. Maar agter dit is 'n span wat baie hard werk. Ek dink die mense besef altyd die opofferings wat gemaak word in dit nie. En ek sê altyd vir Engela, hierdie is 'n sirkelverband. Dit begin nie net by 'n terapeut en by die skool nie. Ouers moet altyd onthou, daar's 'n verwagting van jou as ouer ook om dit by die huis te bring. Want baie kere is dit wanneer die hulp nodig is wanneer kinders by die huis is. En as ons nie as 'n sirkel saamwerk, saam met ons terapeute, saam met ons skoolonderwysers, dat die onderwysers die kinders se potensiaal verstaan en ons as ouers ook kan help wanneer dit by die huis kom is nie, sal dit nooit werk nie. So dis altyd wat vir my belangrik is, 'n boodskap wat ek altyd wil oorbring, is dat mens moet saamwerk in hierdie proses. So ja, dit was 'n ongelooflike journey wat ons met Lian stap en elke dag nog stap. Ek dink dis nog 'n lang pad wat vir ons voorlê. Lian is amper al op die keyboard, so ons is baie opgewonde oor dit, dat hy hom ook self kan help, want ek dink dit is iets wat ons wil beoog, is dat
dat hy nie heeltyd afhanklik is van almal en alles nie. So Spel Communicate het Lian en ons as 'n huislewe verander. So ek wil regtig julle vra die onderwysers, terapeute, enige iemand wat in die groep is, wat regtig geïntrigeerd is met dit, om meer uit te vind oor dit, vir Engela te kontak. Dit is regtig 'n lewensverandering op pad. Goed, dankie Karin. Ek dink wat so mooi was, is om te sê ons strewe na onafhanklikheid, ook vir hierdie kinders. So dankie vir jou en Wian se storie van hoop. Ek dink regtig dit gee hoop en dit sê so mooi, jy sê op 'n stadium dat Wian net die liefde vir homself gekry het. En ek dink dit is daai hele ding van in God se volmaakte wil. So dis baie mooi gestel. Dankie Karin. Goed, ek wil vir julle is daar enige iemand anders wat nog iets wil vra? Ek hou net so klein bietjie die tyd dop, maar ek wil ook, as daar dalk van ons professionele persone is wat ingeskakel is en dat julle dalk so klein bietjie net 'n netwerkgeleentheid kan kry, wil ek graag vir julle, as julle hand opsteek of iets wil sê, net daarin bekendstel. En dan wil ek 2 reëlings tref. Die een is hierdie sessie van ons, die sessie van ons word opgeneem en ons gaan op beskikbaar stel op ons YouTube kanaal. So ons sal vir julle laat weet as hy dan geplaas word, sodat julle dit weer kan gaan kyk. Ons gaan ook dan vir julle Engela het gepraat van, sy gaan vir ons 'n lys saamstel van speelapparaat of van artikels wat gebruik kan word, as ek reg is Engela, en dan ook so klein bietjie daar kontaknommers deurgee. Ons gaan dit graag met die mense deel, ook Engela se kontakbesonderhede. Ek wil baie graag ook vir julle vra, dat julle vir my, of eintlik vir Amanda, dan enige vrae, het sy oor autisme, of oor enige ander relevante onderwerp wat julle wil weet oor gestremdheid, vir ons volgende netwerksessie oor 6 weke sal aanstuur, sodat ons dit kan ondersoek. Ek weet ook Engela, daar's van die mense wat gevra het vir opvolgsessies met jou. Ek wil julle ook ek wil julle dan ook uittooi en saam met Engela dit korrespondeer oor wat spesifiek. En dan wil ek ook vir julle sê, hou asseblief in julle dagboeke, toe Karin nou praat van, dis 'n hele span wat help, toe besef ek, ons sê te min dankie vir die terapeute, vir onderwysers, vir versorgers. So ons is op die 22ste Junie hier in Pretoria, en ons hoop om dit ook te kan stream, dat ons die uitsending ook kan live stream, dat ons 'n verrykingsoggend het, spesifiek vir ouers, vir onderwysers, vir hoofde van wat by spesiale skole is, wat ons ook bietjie 'n ding gaan uitstuur om te sê ons wil hulle ook versterk en bemoedig en dankie sê. So die 22ste Junie, kyk uit ook vir dit, vir ons e-kaarte, ons gaan dit met julle deel, dat julle ook daardie inligting het. Ek besef oor ons tyd, Engela, en ek sien daar is nog 'n paar vrae wat inkom. Fani, ek dink Fani se hand is op, kom ons gee net gou vir Fani 'n spreekbeurt. Dankie Fani. Net vir my kamera ook aansit, ek kan sien nie van Kaapstad. My kantoor en ek self as opvoedkundige, volwasse opvoedkundige praktisyn kry baie te doen, natuurlik met volwassenes, ons fokus glad nie op kinders nie, so baie dankie, was my so lekker om te luister na hierdie sake wat nou die kind gaan, wat die volwassene vanmôre is. My eerste vraag is daar by julle sisteme in plek, ek neem aan daar is, wat kyk na die potensiële volwassene, die werk opset, want ons kyk baie mense wat na ons kom met gestremdhede, die inligting wat ons sê is baie klinies van aard, min funksioneel, die werkgewer verstaan nie, hoe kan hulle daardie betrokke volwassene met wat ook al die gestremdheid is, aanwend binne die bestaande taakspesifikasie. So my vraag is, kan julle my in verbinding bring dalk met iemand in julle veld, ons wil baie graag leer, ons fokus op gehoorverlies, fisiese gestremdheid, baie min op autisme, maar dit kom van tyd tot tyd op ons tafel en dan weet ons nie eintlik waarmee mense te stuur nie, want ons is nie kenners op daai gebied nie, maar die werkgewer, hy wil inligting hê oor die funksionele vermoë van hierdie persoon binne die bestaande wetgewing. Baie keer praat ons van kliniese terme en kliniese terminologie, die werkgewer wil die Employment Equity Act implementeer, hy gebruik daai terminologie en daar is 'n groot gaping in die algemeen oor gestremdheid. Hoofsaaklik spesifiseer ons in gehoorverlies, maar dit is maar veral 5 die vorme van
gestremdhede is, maar presies dieselfde. So ek gaan vir Z-Farm net my kontakbesonderhede ook deur te stuur na julle as ons kan netwerk buite hierdie vergadering. Ek weet ons gaan oor kinders, maar ek gebruik in die geleentheid van die kinders vandag, as ons volwassenes van môre, julle berei julle voor ons, dat ons kan onderhandel in die werkplek vir menswaardige, billike akkommodasie. So, dis my punt. Dankie Fani, ek dink dit is 'n geldige punt. Ons gaan ook vir Fani weer op 'n stadium uitnooi wat ook 'n kundige is. Dit is nou Fani van ons RSG program wat ook op ons bestuur is van Leefwêreld van die Gestremdes. So dis so waar Engela, ek dink die exit plan, ons kry die kinders groot, ons kry hulle dan dat hulle kan self funksioneer en dan is daar so mense, so min plekke of organisasies wat vir hierdie mense regtig werksgeleenthede skep. En wat dan? So ek dink dit is die uitdaging. Dankie Fani, is daar nog iemand anders wat iets vir ons wil sê of 'n kontakbesonderhede wil gee? Marie? Ja, goeiemôre. Ek is op die oomblik betrokke met 'n vrou wat 'n autistiese kind het. Ek is nie heeltemal, ek is glad nie gespesialiseer nie. Ek is meer vir ondersteuning. Sy's in Umhlanga en sy sê vir my sy kan nie al hierdie gespesialiseerde dienste bekostig nie, want sy moet by die huis bly om na die kind te kyk. Die kind is nie in die skool nie, want hulle kan nie privaat skole bekostig nie en daar's 'n waglys van hoe lank. Wat kan ek vir hierdie vrou sê, want sy is heeltemal oorweldig. Sy het nou net hierdie een kind en sy sê sy kan nie hierdie privaat goed bekostig nie. Waar kan ek haar heen verwys? Engela, is dit iets wat jy kan antwoord? Dankie span. So wat ons baie mee besig is en wat Karine Erasmus, hulle het nou al klaar 'n fondasie gestig vir Lian vir hulle kind, waar ons probeer om fondse in te samel, juis vir kinders wat dit nie kan bekostig nie, juis vir kinders op die spektrum. So ons is baie hard besig daarmee. So dis Lian's Voice is die foundation se naam. So jy kan daai mamma se besonderhede ook vir my aanstuur, dan kan ons met haar kontak maak, want ons hou fondsinsamelings, ons het hulle spinne van gehou wat Karine gereël het. So ons probeer geld insamel juis vir kinders op die spektrum wat nie dit kan bekostig nie. So jy kan gerus daai mamma se nommer vir my aanstuur dat ons kan kyk of ons kan help. Engela, ek wil ook hoor, doen die plaaslike of die staatshospitale, klinieke, lewer hulle enigstens 'n diens? Ek weet dit is nie effektief altyd nie, maar is dit 'n beginpunt? Dit is 'n beginpunt. Die probleem met die staat is die terapeute het nie sensoriese integrasie opleiding nie. Hulle weet nie noodwendig effektief hoe om met daai spesifieke kinders te werk nie. Maar dit is 'n punt waar mense baie keer kan begin. Dit hang af waar jy geleë is. Ek sien iemand skryf nou op die kommentaar van die akademiese hospitale is dalk so klein bietjie beter toegerus. Ja, presies. Dit kan ook dalk 'n beginpunt wees, nie? Okay. Ja. Goed. Nog so een laaste opmerking of vraag? Ek wil regtig weer beklemtoon dat hierdie 'n netwerkgeleentheid is, dat ons ook vir ander professionele persone en ander professies, opvoedkundiges, sielkundiges, spraakterapeute, wie ook al, regtig hier 'n platform geleentheid wil gee, sodat ons julle data kan gebruik om te gee vir mense wat julle kan kontak en van julle diens gebruik gaan maak. So, ons gaan dan hierdie, as julle wil hê dat julle naam of kontakbesonderhede op ons datalys moet verskyn, asseblief kontak vir Amanda, dan gee net julle kontakbesonderhede daar, dan sal sy vir ons 'n lys saamstel. Goed, so dan niks meer vrae is nie, en ons kon so lekker getuienis hoor, en ons kon lekker opvoeding of inligting ontvang. Engela, dankie, jy stel nooit te leer nie. Dit was so lekker om na jou entoesiasme te luister, en ook omdat jy regtig 'n kundige is op daardie gebied. Ek sien nou is nog vrae wat inkom. Ek dink ons gaan dit op 'n stadium, wil jy dit gaan hanteer of sal julle dit apart hanteer? Kan ek vra dat Marlies van Rensburg wat daai boodskap nou geplaas het. Ek sal graag bietjie 'n rustige gesprek met jou wil hê. Want daai is 'n gewigtige vraag en ek het self daai hoed op. So stuur vir my 'n e-pos, dan sal ek jou skakel, dan kan ek net rustig bietjie daar gesels. Ek sal graag met jou daaroor. Dankie Engela, dankie vir julle vrae, dankie vir julle tyd en vir julle inskakel. Ons hoop om julle weer oor 6 weke te sien. Stuur julle vrae, hou die 22ste Junie oop.
ek wil net gou by Amanda hoor, jy kan net ons volgende forum, ons gaan vir julle inligting deurstuur, so hou ons Facebook blaaie dop en ons WhatsApp groepe dat julle kan hoor oor die volgende aanbieding. Engela, 'n groot drukkie vir daai tweeling van jou ook. Dankie vir die reuse verskil wat jy nie net in jou eie kind nie, maar ook in soveel ander kinders se lewe bring. Ons wens vir jou soveel seën toe. Dan moet julle almal 'n baie mooi dag geniet en groete hier van ons helpende handspan af. Mooi bly. Dankie.